Sterstatus met trots geborg deur World Sports Betting. Bet with the best. Die dames is hier amper op die einde van hulle sterstatus journey. Daar is net nog een groot bult waar hulle moet oorkom en dit is nou hulle interviews. Julle sal sien vandag is dit ek en Marizaan wat hier saam die dames gaan besig wees, want Courtney is lekker op die pad besig met die home visits. Kom ons gaan kyk hoe gaan daar by die interviews. Debbie, wat het jy gedoen om jouself voor te berei vir die onderhoud? Ek dink die grootste ding wat 'n mens moet doen is om reg te bly aan jouself. Jy kan nie regtig voorberei vir die vrae nie, maar jy moet uit jou hart uit praat en ek dink dit is iets wat ek gedoen het. Ek het gaan dieper delf in wie ek is om te antwoord vir wie ek is en nie wat hulle wil hoor nie. So dis regtig iets wat ek gedoen het. Wat se rol het sterstatus hierdie jaar in jou persoonlike rolgroei gespeel? So dis 'n baie emosionele ding eintlik. Maar ja, sterstatus het 'n groot rol gespeel in my lewe. Ek dink toe ek begin het met sterstatus is ek net 'n doodnormale meisie. Ek het nie sosiale media geken nie. Ek het nie geweet hoe om alles te post nie. Ek het nie eers geweet hoe CapCut werk nie, maar so het ek geleer. Dit was nie 'n maklike jaar vir jou nie, maar jy het verskriklik mooi gegroei hierdie jaar. So vertel my gou so 'n bietjie daarvan. Ja, so my journey het begin en ek is nie iemand wat sosiale media ken nie. Ek het ingestap net as 'n doodnormale mamma en in my journey het ek siek geraak. Regtig baie siek geraak en ek was gediagnoseer met lupus. Maar ek het geglo as ek hierdie journey kan aanpak met my hele hart en ek kan 'n verskil maak in wie ek is, sal dit kan uitbeeld op ander. En ek kan letterlik, soos ek gesê het in die interview, ek kan 'n moodboard vat van waar ek begin het en waar ek vandag is en dit is twee verskillende mense. Ek het so gegroei dat ek myself verbaas het. Bernice, sê vir my, hoe is jy van plan om in hierdie paar minute wat jy het saam met die judges, jou persoonlikheid te wys en te wys jy het wat dit vat om presenter te wees? Ek gaan dood eerlik wees. Ek gaan elke vraag vat soos hy kom en net eerlik wees. Ek het probeer. Dis nie because of a lack of trying nie. Ek kon dit net nie regkry nie. Ek wens ek het en ek wens ek het harder probeer om dit te kry. As ek vandag dit kan doen, dan sal ek meen as ek meer kan gee. So jy het definitief ook vir my gegroei. Ons kan die groei sien in jou. Ja, dankie. So voel jy het bereik wat jy wou bereik het met sterstatus of dit nou 'n moeilike jaar was of nie? 100%. Ek het nie met baie goals in dit ingegaan nie. Maar die groei wat ek in myself gesien het en wat ander mense in my gesien het was vir my baie groot en baie significant. Wat dink jy is die belangrikste aspek van jou persoonlikheid wat jy vir die judges wil wys? Weet jy wat, ek dink nie dis regtig iets wat ek moet wys nie, ek dink dit is iets wat ek net aanhou moet wees en dit is myself. Vir my, dink ek, wat ek sal doen is, ek sal vir hulle 'n voorbeeld wil wees in die sin van 'n suster of 'n iemand met wie hulle kan relate, sodat hulle kan voel hoe ons mekaar moet oplig en hoe ons mekaar moet bystaan. Ek voel baie rustig. Vir my was dit 'n lekker chat gewees. Dit was vir my lekker, ek voel rustig. Ek dink dit het goed gegaan. So ek het net goeie goed gehoor van jou kortfilm en hoe great aktrise jy was. So wat het gebeur met die presenter challenge? Ek was baie kwaad vir myself, maar ek was nie teleurgesteld in myself nie. Dit was iets heeltemal nuut vir my gewees om voor met julle te sit en daar te kan sit op live en om op een slag al daai woorde te kan onthou. Caitlin, wat gaan aan? Ja, baie ernstig en diep vrae. Maar ek dink ek het met die waarheid gepraat en vir hulle gesê wat ek bystaan 100%. En ek is nie bang daarvoor nie. Rian, hoe sal jy sê, het jy voorberei vir vandag se onderhoude? Mentally het ek net myself, ek het gaan navorsing doen oor hoe doen 'n mens 'n interview en wat vra hulle gewoonlik en ek het net vir myself gesê, weet jy, ongeag wat hulle my vandag gaan vra, wat uit hierdie mond uitkom en wat uit hierdie kop uitkom en wat uit hierdie hart uitkom, it's gonna be me. Sal jy sê jy geniet dit die meeste om agter die kamera te wees of voor die kamera en hoekom?
Ja, ek moet sê ek hou van albei. Eerlikwaar is vir my baie lekker om mense af te neem en om hulle te capture en om hulle skoonheid aan hulle te kan wys en ek gee 'n tipe ek voel ek boost mense en dit is vir my baie lekker. Deelnemers van reg oor die land wat ingeskryf het vir sterstatus, elkeen met hulle eie persoonlikheid en agtergrond, het die deelnemers vandag die kans gehad om hulle proposals in te stuur oor hoekom ons spesifiek in hulle hometown moet gaan kuier en saam met hulle familie en vriende die dag spandeer. In hierdie seisoen gee dit ook vir die kyker die geleentheid om hierdie 4 deelnemers die beste te leer ken. Kotnie, baie welkom hier by my hometown. Vandag gaan julle 'n bietjie meer van my mense ontmoet. Van hulle is hier agter en later gaan julle my familie ontmoet. So ons is vandag by Rossie's Bar op die oomblik en ek glo elkeen van hulle het hulle eie game gebring want ons gaan go-karts ry. Okay, so ek ken vir Annelie seker al so 2 jaar. Sy is beslis 'n adrenaline junkie. Ek is meer 'n introvert en Annelie is 'n ekstrovert en sy het 'n manier om 'n mens uit jou dop uit te kry. Ek het byvoorbeeld nie gedink ek sal vandag go-karts ry nie, maar die adrenaline junkie en Annelie het seker gemaak ek is die. Ja, wel Annelie is maar van die begin af is Annelie sy 'n sterk persoonlikheid. Sy's 'n go-getter. Sy glo in dit wat sy wil hê, dit bereik sy. Hallo Annelie en baie welkom en baie geluk met jou journey sover. Baie dankie. So my vraag aan jou is indien jy die titelhouer sou wees volgende jaar, wat dink jy sal jou grootste challenges wees en hoe sal jy dit oorkom? As ek die titelhouer volgende jaar moet dra, sal my challenge wees om definitief beter ondersteuning te wees vir die kandidaate wat inskryf en ek dink dit gaan 'n lekker challenge wees om 'n goeie voorbeeld vir hulle te kan wees vir sterstatus. Annelie, Marisa. ek sien bietjie trane daar. Wat het daar binne gebeur? Vertel my. Ag, weet jy, dit was eintlik baie emotional, maar dit was 'n goeie emotional. En alhoewel ek dit sê is, dis vir die eerste keer dat ek kon reflect het oor hierdie hele journey. En weet jy wat, as daar nou iets is wat ek in 2025 nie spyt is oor nie, is dat ek sterstatus ingeskryf het. En dit het my so laat groei en dit het my so ontbloot. En iemand wat ek nie geweet het ek sal wees nie. En ja, julle dit was baie cool, dit was awesome. So ek sê die trane was eintlik vreugdevol want I'm proud of myself. Ons kuier vandag saam met die vriende en familie van John Marie. En vir die wat nie weet nie, jy sal haar altyd eers hoor voordat jy haar sien. So kom ons gaan kyk wat het sy vir ons beplan. So John Marie, dis regtig vir my 'n voorreg om vandag by jou tuisdorp te kom kuier en jou mense te ontmoet. Kan jy vir my vertel wat ons vandag hier doen en wie is al die mense wat jy vandag genooi het? So ek hou baie van games, soos julle gesien het al toe ek aangekom het met my kar vol games die eerste dag. En ek love sing en ek love om saam met my mense te kuier. So ek het besluit ek gaan vandag 'n bietjie 'n kombinasie van dit doen. So julle gaan 'n paar games speel. Ons gaan 4 rondes hê en dis van vasvra tot net lekker fun en so aan. Jamari, buite dat Jamari my vrou is Jamari die persoon op die einde van die dag by wie ek wil wees. Sy is my veilige hawe. Dit is die persoon met wie ek alles kan deel. Sy is my beste vriend. Jamari, baie welkom en baie geluk met jou journey sover. Ek kan sien jy's 'n baie sterk persoon met 'n sterk persoonlikheid en soos ek gehoor het, jy het baie goed gedoen in jou kortfilm challenge. So jy is iemand wat hou van om direksie te vat. Is ek korrek? Direksie te gee, meer as te vat. Okay, so as jy nou hierdie sterstatus ding eis en jy gaan in die presenterrol in, hoe gaan jy, want jy gaan seker direksie ook moet neem of ontvang. So hoe gaan jy iemand kan ek sê die situasie hanteer as jy direksie moet neem? So dit is iets waaraan ek baie hard gewerk het hierdie jaar, want dit is iets waarmee ek sukkel. Ek was nog altyd
eerder in 'n rol geplaas waar ek vir mense sê wat om te doen, maar ek het besef jy kan submit en nog steeds sterk voorkom. Jean-Marie, hierdie was nou die laaste stretch gewees. Sê vir my, hoe voel jy? Ek voel verlig. Ek is baie bly dit is nou verby. Hierdie is 'n baie persoonlike deel van die journey want hulle vra jou persoonlike vrae. Dit gaan oor jou en nie oor jou talente nie. En dit wie jy is as mens kom hier truly uit. Ek was baie geïnteresseerd geweest in hulle vrae. Hulle het nie een vraag gevra wat ek gedink het hulle gaan vra nie, so dit was uniek, maar ek's bly. As jy nog nooit geglo het in klein botteltjies groot gif nie, dan is dit net hier by Dominique. Kom kuier saam. So Dominique, ek ken jou nou al so klein rukkie voor Sterstatus ook. Ek is besig om vandag heeltemal aan die ander kant van jou te sien. Ek wil nou vandag by jou weet, is jy geheg aan jou familie? Soos is jy 'n familievas mens? Yes, ek is. Ek voel dit is vir my baie meer weet jy moet lewe vir dit wat vir jou saak maak. Ek het vandat ek alles self besit het en begin opbou het finansiëel en materialisties gewys het, ek gaan actually gaan vergelyk wat dit beteken en dit actually geen waarde teenoor jou familie nie, want dit het soveel meer waarde en emosie en dit vervul baie leemtes meer as dit wat jy besit. Van kleins af was ons redelik baie stout. Nooit oor die weg gekom nie, altyd beklei, altyd mekaar die skuld gegee. Maar soos wat die jare aangaan en ek wat nou uit skool uit is, besef, sy was eintlik altyd goed vir my, altyd daar vir my. En so dit het ons eintlik net nader aan mekaar gebring. En nou is ons maar eintlik so close en ek kan eintlik maar net sê, ek weet nie, dit is familie. Ons moet maar by mekaar wees en ons doen alles vir mekaar. So nou vir haar een boodskap kan gee wat sy dan nou eers op televisie sou sien as hierdie episode uitsaai vir die res van haar Sterstatus journey. Wat sal oom vir ons sê? Ek wil dit eintlik nou vir haar sê, sy moet dit geniet. Hier is lekker, hier is 'n tyd van haar lewe wat sy moet geniet. Dit is baie keer vir my asof sy te vinnig wil groot word. Okay. Ek weet te vinnig wil ouer word. Ja, ek wil hê sy moet net elke jaar, elke week, elke maand net geniet. Hallo my liefste, jy lyk pragtig vandag. Baie dankie, jy lyk ook stunning. Dankie man. Ek wil gou by jou hoor, my vraag is, die ding wat my pla, daar's ander borge wat jy ook post, nê? Yes. In steede van Sterstatus borge, dit sê vir my, jy prioritiseer jou ander journey bo Sterstatus in. So, hoekom is dit dat jy nog hierso is? Dis 'n goeie vraag en ek sal duidelik eerlik antwoord. So vir my was dit meer gebaseer omdat ek al 'n paadjie met meeste van die plekke stap. Is een of twee goed wat so klein bietjie teen my waardes gaan, soos So was die beoordelaars iewers dalk 'n bietjie streng of moeilike vrae gevra? Vertel my 'n bietjie. Weet jy, ek sal nie sê moeilike vrae nie. Ek dink is vrae wat regtig nogal behels het op dit wat hulle van ons verwag het en my reply op hulle was eerlik en ek dink dit is die enigste ding wat mens nodig het om op hierdie stadium is om 'n goeie verhouding te bou en eerlik te wees daaromtrent. Die woorde wat by my opkom is eg, uniek en haarself. So as jy daarvan hou om saam met iemand soos dit in 'n geselskap te wees, is jy nou net op die regte plek, saam met my hier in Potchefstroom. Ons gaan vandag 'n bietjie dieper delf by Chanzel. Die tema is 70s, soos julle kan sien, so kom ons gaan boogie. So Chanzel, jou Sterstatus reis is nou al amper tot 'n einde. Wat het vir jou uitgestaan? Wat was vir jou 'n spesiale oomblik in jou reis? Okay, ek dink eerlik waren 'n paar goedjies. Definitief nie die intro weekend nie. Okay. Glad nie. Een van hulle was definitief Challenge X. Ek ken myself, ek kan saam mense werk, maar ek's baie my manier. Dit moet my manier gedoen word. En die feit dat ek net gesê het soos, okay, chill net uit, hoor almal uit. Dankie liewe Jesus, dit het geklink soos wat ek wou hoor. Maar ek obviously ek soek dit my manier, maar ek gaan nie my sê soos dit moet so wees nie. Ja. En ek moet sê dit na dit toe ek besef, okay, weet jy wat, om saam met mense te werk is nie so bad nie. Kyk, ek wat nou 'n vriendin is ken nou as iemand wat lekker praat, wat baie snaaks is. Kyk, sy kan haar sin vir humor is net die beste. Maar sy het ook die mooiste hart wat jy kan kry. Plain Jane
en sy is net wie sy is. Watse kwaliteite dink jy het sy wat haar perfek maak vir daardie rol? Hoorie, ek dink die grootste ding is, jy wen is jy net die presenter, en ek dink die presenter moet iemand wees waarna mense kan opkyk, jy sal weet. En ek dink sy het die hart, wat die beste uit die ander deelnemers gaan uitbring. Sy het 'n ondersteunende hart, absoluut. En sy sien potensiaal wat ander mense nie doen nie. Chanzel, jy het nie net as 'n deelnemer nie, maar as 'n mens so baie gegroei in hierdie tyd, en vir iemand wat eintlik te skaam was om in te skryf, het jy net absoluut floreer, en ek is verskriklik trots op jou daarvoor. Ek het nodig dat jy my bietjie meer oortuig dat jy van daai leierseienskappe wat ek nie gesien het hierdie seisoen deur by jou nie, dat jy dit kan dra. So, ek gaan eerlik wees, ja, met sterstatus het ek baie teruggehou, omdat ek nie op neer wou gekyk word nie. Maar ek het tot dusver verskriklik baie geleer, en ek dink my boetie word eintlik verskriklik geïrriteerd ook, want nou wil ek leier staan vir hom. Hoe voel dit? Jy's nou klaar, hoe voel jy? 'n Groot verligting. Ek moet sê dit was 10 keer beter as wat ek gedink het. Baie gespanne toe ek inloop, my bene wou nie op 'n bewe soos dit nou nog toe nie. Maar die vraag was behoorlike vraag geweest. Ek kon dit definitief geantwoord het. Oppas net vir jou ooms en aas. Esmeralda, hoe voel jy oor jou onderhoud vandag? Ek's nogals, daar begin dit ook klaar. Ek's nogals nervous, maar ek gaan my bes probeer om nie te nie. Ek sal sê dat ek baie capable is om te kan staan voor 'n crowd al is ek stil. En as ek 'n challenge gegee word, dat ek wel kan in dit instep en my alles gee daarvoor. Esmeralda, dit was nou die laaste stappie gewees en jy lyk vir my rustig. Hoe voel jy na hierdie laaste enetjie? Bietjie jittery. Maar ek voel ek het my eerlike opinie oor goeders gegee en dis wat 'n mens moet doen. So dit is nou maar wat dit is. Dit het reg my lewe verander. Dit was 'n platform, soos ek het al voorheen probeer om aan pageants en sulke goeders deel te neem, maar as jy daar kom, jy voel die hele tyd negativiteit. En ek was baie bang, sterstatus gaan dieselfde wees, maar dit was totaal en al die opposite. Leonie, daai was die laaste enetjie en jy lyk vir my rustig. Was dit 'n lekker interview gewees? Ja, dit was. Ek het regtig seker, ek weet nie wat ek verwag nie, maar dit was ja, ek was so insiggewend. Ek wou sommer aanhou sit en kan maar die hele dag as interviews so gaan, kan ons maar die hele dag sit en gesels. Ek dink nie ek sal kan sê dat ek iemand vandag kan huis toe stuur nie. Al wil julle 'n naam en 'n antwoord hê, voel ek regtig dat almal wat hierso sit, verdien om hierso te sit vir die top 20, want almal het hulle uniekheid gebring na hierdie kompetisie toe en dit wat hulle het gebring en gemaak werk en so van ander meisies en dames in hierdie kompetisie geleer. So, vir my om te sê stuur iemand vandag huis toe, ek is nie 'n judge nie. Dis julle werk. Nadine, jy lyk vir my baie rustig, so ek neem aan die interview het baie goed gegaan. Dis moeilik om te sê of dit goed gegaan het, want ek weet nie wat die judges dink nie, maar ek voel goed. So vir my het dit goed gegaan. Sam, vandag is nou die interview, dit was 'n lang pad tot hier gewees. Hoe het jy jouself voorberei vir vandag? Ek dink die belangrike deel is oor vandag gaan net oor wie ek is en my groei in die journey in wat ek nou met sterstatus het en ek het baie research gedoen. Soos as hulle my vra wie was die wenner en wie was ek, is like I've got it on my phone, let me get it. Yeah, but I think the important thing is just being me today. To me, there is a thin line between arrogance and confidence. I think when you get to a point where you are too overconfident, a lot of people will perceive it as you being arrogant. So it comes back to you personally, to who your brand is and who you are. To me as Sam, a lot of times people look at me and say, ja, daar gaan sy die arrogante ene. But I think my confidence, I've been through so much in my life already that I've built my confidence to a point where it doesn't matter what others think of me. I know my level is on confidence and not the arrogance that they assume I am.
En wat vir my so belangrik is van Sterstort en die rede hoekom ek nou die 3de keer ingeskryf het, is ek wil graag leer. Elke keer en elke seisoen bring hulle experts van verskillende velde in. Ek love dit ook om voor die kamera te wees. Ek dink jy leer goed van jouself en jy venture net in goedjies in. Vir my gaan dit oor waar die Here my nodig het, basically. Ek het in Sterstatus ingestap om 'n mentor te wees, omdat ek voorheen voor Sterstatus met soveel vrouens gesels het, soveel vrouens ontmoet het, nie net op Sterstatus, maar ook voor Sterstatus. Ek dink ek het baie confidence geleer en baie confidence hier opgebou, maar ek sou met nog confidence wou instap. Ek dink ek het baie meer confidence gegain hierdie jaar omrede ek myself daar uitgesit het en dan het ek myself verbaas met van die goedjies. Ek het natuurlik nou nie gewen nie, maar ek het na die tyd het ek net, jy weet, alles ingevat en besef dat jy hoef nie perfek te wees nie. Dit is deel van die journey is om jouself daar uit te sit. Jy gaan stumble, maar jy moet net weer opstaan en aanhou. So persistence en my confidence. Marisaan, ek dink vandag was 'n baie interessante dag. Hoogtepunte, laagtepunte, dames wat gehuil het, dames wat gelag het. En ek kan nie help om terug te dink aan laas jaar toe ons in hulle skoene of wel in hulle sitplek was nie. In hulle sitplek, ja. Hoe het jy vandag ervaar? Vandag, die dames was baie rustig geweest, baie van hulle wat uitgekom het, maar daar was maar trane, die emosies was hoog, daar was iets van alles, lag, daar selfs wat vir my gesê het, hulle het gestres, en nou stres hulle glad nie meer nie, daar was vir my gesê het, hulle het geworry dat hulle glad nie stres nie, so daar was iets van letterlik alles, waar ek hulle daar buite gevang het. Ja, ek moet sê wat ek baie gekry het is amper almal wat vir my gesê dat hulle gaan net inkom in hulself wees en ek dink dit was baie spesiaal geweest en ja, Courtney wat op 'n lekker roadtrip gegaan het. Ek sien so klein bietjie jaloers dat ek uitgemis het op die roadtrip, maar dit het ook baie lekker gelyk, die dames se home visits. En ja, dan sien ons almal by Gala. Life's about elevating your game. Imagine yourself in a world where every bet is a statement. Where the wins are big and the rewards even bigger. With World Sports Betting, you don't need to imagine.